is. Hulle weet wie is dit, nee. Maar vanoggend wil ek sê, besef jy hoe voorreg is u om Jesus te ken as redder en verlosser. Die graf is leeg. Daar's baie ander gelowiges, ander takke van geloof wat ouens het. Ek lees nie dat Mohammed nog leef nie. Ek lees nie dat Baal nog leef nie. Ander aanbid weer die bome en sterre en son. Hulle leef seker in 'n mate, maar hulle kan niks vir ons doen nie. Maar die God van die hemel, Jesus, die kosbare een. Dit is vir my 4 besonderse dae. Hulle sê die Christen almanak, maar ek wil sê in ons lewens wat ons gaan vier. Die eerste is die geboorte van Christus. Hy het gekom as vlees, as mens, om versoek te word soos ons, dieselfde stryd mee te maak. Baie mense dink Christus was 'n, ek wil amper sê superhero. Hy was nie 'n supermens nie. Hy was vlees en bloed soos een uit. Hy was die seun van God. Dan het die dag gekom wat ons Vrydag na gekyk het, die kruisiging staan. Die oomblik het aangebreek dat hy, en baie mense het hierdie persepsie toe Jesus sterf aan die kruis. Hy was versterk deur die engele, versterk deur God en die Heilige Gees en al die dinge. Maar weet jy, hy het gesterf in die vlees. Dis een ek. Die wat in die liggaam kom pyne gehad. Sê my liggaam is so seer, hierdie pyne. Dit was niks wat Jesus deurgemaak. En te dink hy het alles op hom geneem, want die woord sê, hy het al ons krankhede op hom geneem. Al ons siekte, al ons probleme, al ons ellende, het hy gedra. En verder as dit, het God die Vader ook op hom gelaai, al die sonde, misdade van hierdie wêreld. In die tyd van Getsemane toe hy bid, Vader, laat U die beker by my verbygaan, nogtans nie my wil, maar U wil geskied. Daai beker was gevul met al die aaklighede van die lewende mense op aarde. Hy het dit geledig, sodat een ek kan vry wees in hom. Amen. Die derde dag, vandag, die opstandingsdag. Ons gaan daaroor praat dan. Hoe kosbaar, hoe belangrik is die opstandingsdag vir die wille vir die kind van God. En dan kan ons sê, Here, hier is dit. En die ander geleentheid, die 4de geleentheid vir my kosbaar is, die Hemelvaart, die opgevaart. Ja, amen. Maar die Vader is dit tree vir een van my. Amen. Nog voor die opgevaart, u kan gaan lees in Johannes 17, waar hy vir ons bid, Vader, ek bid nie vir die, wat sy disciples en die wat daar was, sê ek bid ook vir die, wat my woord sal glo. Amen. Kreeg hulle in. Dis wat Jesus nou doen. Hy is by die Vader. Kreeg ons in die oggend. Sê, Vader, wees met hulle Heilige Gees. Ek gee my volle goedkeur dat jy vanoggend daar by die Hemelkamer moet wees. Om hulle te ontmoet. Op 'n Sondagswyse. Kom ons kyk 'n bietjie. Wat sê die woord? Die opstanding en ek. Vrydagoggend, wie was Vrydagoggend hier? Was die kruisiging en ek. Het die kruisdood van Jesus nog op my lewe betrekking? Vanoggend kyk ons, het die opstanding betrekking op my lewe. Kom ons hoor wat sê die woord. 1 Korintiërs 15 vers 14. Jy kan die Bybel sal oopmaak, 1 Korintiërs 15, 14. Hier praat Paulus van die opstanding van Christus ook, en ook van die opstanding van ons op die laaste. 15 vers 52 sê die oorwinning oor die dood. Wat ons sê, die opstanding in die lewe, in die lewe. 1 Korintiërs 15, 14. En as Christus nie opgewek is nie,
dan is ons prediking vergeefs, en vergeefs ook julle geloof. Hoor, as die opstanding nie 'n werklikheid is nie, ons prediking is nutteloos. And if Christ has not risen, then our preaching is in vain. It amounts to nothing, and your faith is devoid of truth and fruitless, without effect, empty, imaginary, and unfounded. Dink julle, as ons net gehoor Jesus op die kruis gesterf het, sou dit iets vir ons beteken het? In 'n mate ja. Maar ons is hier vandag, omdat ons kan werklik verklaar, Jesus het waarlik opgestaan. En dit maak die verskil vanoggend. Maar ongelukkig staan ongeloof in werking. Wie glo Jesus het opgestaan? Glo julle dit werklik? Bely julle dit? Besef julle dit? Verklaar julle dit? Want ongelukkig is dit dat die mens baie keer sê ek bely dit, ek glo dit, maar dan vaar dit nie. Ek gaan dit wys uit die woord van die Here. 2 Korintiërs 5:7 sê dit, want ons wandel deur geloof en nie die aanskouing nie. For we walk by faith, not by sight. Wat is hierdie geloof wat ons deur wandel? Dat Jesus werklik opgestaan het. Maar die werklikheid is dat as mense wat Jesus dit pertinent voorgesê het, voor hy tot sterwe gekom, voor hy gekruis is, ek gaan die 3de dag môre opstaan. Die mens. En dit is nog vandag so, die mense wil dit nie aanvaar nie. Lukas 24 vers 11 sê dit. En hulle woorde het verder na onsinnige praatjies gelyk, en hulle nie geglo nie. Wat gebeur toe Maria Magdalene, die moeder van Jesus, nou moet julle weet, toe hulle met sy naby Jesus geloop het, daar was by die kruisiging. Wat gebeur? Toe Jesus sê die 3de dag môre gaan hy opstaan. Dit is wonderlik, die vrouens gaan graf toe, maar het gegaan om sy liggaam voor te berei, op te balsam, vir die begrafnis. Maar nee, het julle nie gehoor? Hy gaan opstaan. Hy gaan daar wees, hy gaan nie daar wees, die graf is leeg. Maar hulle wil sy liggaam gaan balsam, gaan lees dit. Hulle vat al die balsam goed saam. Nou vraag die vraag, as hulle daar was die Jesus gesê, 3de dag môre staan ek op, triomfantlik uit die dood. Wat van een van my vanoggend, is dit moontlik dat ons kan sê, ek aanvaar dit, ek glo dit? Of betwyfel ek dit? Maklik om te bely, hy het opgestaan, maar wat voel ek in my binneste, wat ervaar ek? Leef ek in daai oorwinning van die opstanding? Of leef ek nog soos ek wil leef met ek wonder wat regtig so is? En dis wat ons het vandag in die wêreld. Ek gaan verder. Hier's 2 man op pad op die Emmauspad. Wat daar was, en hulle stap en hulle is bedroef. En hulle is bekommerd. Lukas 24:17-25. Hier kom Jesus, hy stap van agter, haal hulle in. Dit laat my aanbedink, en kom ons Mariton. Die bruisvoordels nog gehardloop het. Ons was bevoorreg geweest, dan staan ons, wie gaan gehoor van Polly Shorts? Net vir Pietermaritzburg. Ons het 'n waterpunt daar gehad. Dan, ek sien daar kom Bruce, hy het nooit voorgehardloop nie, tot op daai stadium. Dan noem hy het in 'n bus gehardloop. Dan Ellen Rob en Bester, Robbie Bester, hulle hardloop hier langs mekaar. Dan sien daar kom Bruce Forrest aan agteraf het. Al hulle in. Sit hy sy arms om hulle. Sy die middel van hulle en hy sit sy arm dan hardloop hy saam met hulle. So paar tree en in daai hardloop draai hy om. En hy gee vir die hand en goed dat sy echt gaan. Hier kom Jesus ook by die 2 Emmausgangers. Is bedroef. Hartseer. Jesus
is dood. Hy is in 'n graf neergelê. En dat so bedroef daaroor. En die een, wie sy naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, U is alleen 'n vreemdeling in Jerusalem, en weet u nie van die dinge wat in hierdie daarin gebeur het nie? Hulle erken nie eens vir Jesus wat tussen hulle stap nie. Hulle is so bedroef, want hulle glo nie wat Jesus gesê het nie. Hulle het dit nie aanvaar nie. Maar met bedroefdheid stap hulle rond, en hy, dis Jesus, sê vir hulle, watte dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus die Nazarene, wat 'n profeet was, kragtig en werkend woord vir ons, vir God en die hele volk, en hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgeleef het, tot die doodstraf op hom gekruisig het. En ons het gehoop dat dit was hy wat Israel sou verlos, maar en hy sê vir hulle, wat, en, kom nou. Maar nou is dit vandag, met dit alles, die 3de dag van dit plaasgevind het, maar sommige van die vroue uit ons het ook ons ontstel, nadat hulle vroeg by die graf was, en toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê, dat hulle ook 'n gesig gesien het, van engele, wat sê dat hy lewe, en sommige van die wat met ons was, het na die graf gegaan, en het net so gevind, soos die vroue ook gesê, maar hom het hulle nie gesien nie, en hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek het. Kyk na die ongeloof, wat bepaal word, die mense wat daar was, geweet, Jesus gaan opstaan, moes geweet het, moes ervaar het, en dan stap, bedroef, en hier kom 'n boodskap, van die vrou, en dan is ontstel, ek is so bly, ek is nie ontstel, die graf is leeg, ek jubel, die graf is leeg, hy het opgestaan, waarlik opgestaan, en ek kan dit aanvaar in my lewe, vandag het opgestaan. Wat is dan die gevaar van ongeloof, the danger of unbelief? 1 Korintiërs 15:17, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. Dit help nie, ek sê dat Jesus het vir my die kruisdood betaal nie, hy het die kruis, hy het my sondes op hom geneem, as ek nie aanvaar en glo dat hy opgestaan het, is ek nog in sonde vasgevang. Dis die gevaar van die ongeloof, om te twyfel oor die opstanding, ek moet weet, versekerd, ja, versekerd moet ek kan verklaar, die graf is leeg, hy het waarlik opgestaan, dit maak vir my iets anders, dit gee my die krag, die oorwinning te sê, die graf is leeg, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef vir my, wat 'n lewe, die opstandingslewe, nie die kruisdood nie, ek leef in sy krag. And if Christ be not raised, your faith is in vain, and ye are yet in your sins. Die bewyse van die opstanding, the proof of the resurrection. Matteus 28:6 en 7 sê, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het, kom kyk na die plek waar die Here gelê het, en gaan haastig gesê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê, sê die engele. Jesus sê, ek is die graf is leeg. Wat sou u gedoen het as jy by die graf kom en hy is leeg? Ons lees die laaste paar jare was daar 'n paar gevalle, groot predikers, TV-predikers, wat gesterf het, en hulle families het geglo dat gaan weer opstaan uit die dode uit. Het een van hulle dit met hulle gebeur? Nee. Maar Jesus daar, die graf is leeg.
Amen. Die Halleluja. graf is leeg. Sê gou goed vir die Elantia, die graf is leeg. Ek is so bly die graf is leeg. Amen. Dit maak my meer as oorwinnaar. Yes, halleluja. Halleluja. Opstandingskrag. Resurrection power. Daar's krag in die opstand. Amen. Krag vir jou en my vandag. Dis nie net 'n saak van Jesus opgestaan. Psalm 4 vers 10. Laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk. Wie skryf hierdie woorde? Dis Petrus wat hier praat. Van Israel, dat jy die naam van Jesus Christus die Nazarene, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dood het opgewek het, deur hom hierdie man gesond word voor julle staan. Petrus, as 'n mens net 'n bietjie paar dae terugdraai, en jy teruggaan, Petrus, as jy Jesus word gekruisig, jy is die een wat gesê, ek gaan met jou, ek gaan dit nie toelaat nie. Want Petrus, jy is die een wat by 'n vuur staan en van verre volg. Jou hande warm maak. Jy is ook een van hulle. Jy spraak verraai. Nee, ek weet nie van wie jy praat nie. Selfe Petrus is die een wat sê, die graf is leeg, hy het opgestaan. Hoe is dit dan moontlik? Petrus, wat het gebeur? Hy het geglo, toe hy sien die graf is leeg. Onthou, hy het geglo. En hy spreek. Maar dieselfde Petrus kom by die hemelvaart, of voor die hemelvaart, en Jesus sê, ek gaan na my Vader toe. Van die hemel toe, terug na my Vader se huis. Toe Petrus dit hoor, wat was sy woorde? Ek gaan weer verstaan. Maar Here het gesê, met ons. Broeders, ek gaan verstaan. Wat sê die woord? En die ander sê, ons gaan saam met jou verstaan. Die ongeloof. Weer is val Petrus in die geloof om te glo wat die Here sê. Maar dan lief Here. By die see van Galilea. Petrus op 'n weer vis vang niks nie. Toe Jesus aan hulle verskyn. Simon sê van Jona het my waarlik lief, ja Here, U weet dit. En ook bedroef geraak. Hy besef die Here praat met hom. Die dag van Pinkster breek aan. Wat gebeur? Hy sê lys van hulle opstaan. Gaan lees dit Pinksterdag in Handelinge 2. So as jy vanoggend dalk in twyfelagtige saak is, jy weet nie regtig, moet ek dit glo, moet ek dit aanvaar, is dit werklik die werklikheid? Moenie bekommerd wees nie, sê ek is sleg en Here, ek is ongelowig. Verklaar net, Here, hier is ek. Ek glo, Jesus het waarlik opgestaan. Ek aanvaar dit, en ek glo dat Jesus gaan weer kom op die wolke. Hy gaan ons kom haal, dit glo ek uit die diepte van my hart. Romeine 8 vers 8 tot 11. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Amen, ja. Vleeslik. Ek wonder wie Jesus wel moet opgestaan. Wat beteken die dag vir my? Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Was iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die gees van hom wat Jesus uit die dood het opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dood het opgewek het,
ook julle sterflike liggaam lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Dit praat nie van die dag as hy tot sterwe kom, Jesus kom die wolke. Dit praat van 'n nou lewend maak in Christus Jesus, deur die Heilige Gees inwoning, deur die krag van die Heilige Gees, daai selfde krag wat Jesus uit die dood het opgewek, dit woon in jou, my broer, my suster. Dis daar vir jou, vir elkeen van ons, om triomfantlik te lewe. Onthou, ons is nie die vlees nie, aan die Gees, deur die krag van God in werking. Romeine 6:4 verklaar, ons is dit saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heiligheid van die Vader, ons so ook in 'n nuwe lewe kan wandel. Petrus verklaar dit. Hy sê die woorde, ons is 'n uitverkore geslag, 'n koninklijke priesterdom. Die Engels verklaar dit maar, we are a peculiar people, a chosen generation. Die mense kan nie verstaan dat ons juig en jubel, want ons het die Gees van God in ons, wat Jesus opgewek het. Daar sal 'n Gees wat in jou my wees. Dit moet jou opgewek maak. Dit moet jou laat sê, ek wil juig, ek wil jubel in die Here. Want hy het opgestaan, en elke dag van my lewe moet dit 'n dag wees van oorwinning in die naam van Jesus Christus. Want hy het opgestaan, die graf is leeg. Die Engels sê so mooi, therefore we are buried with him by baptism into death. As iemand nog nie gedoop is, nie moet jy weet, jy moet gedoop word. In die watergraf ingaan. Ek sê vir baie keer met doopkandidate deel, ek dank die Here, dat die Here nie gesê is met iemand begrawe en 'n gat gooi en toegooi nie. Ek glo nie so vinnig genoeg wat ek kon uitdink, omdat hy nog lewe nie. Maar die Here maak ons 'n waterbad, die doopbad. Onder die water, kom uit, 'n nuwe lewe. In Christus, daarom. That as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Net so moet ons besef wat God doen. 1 Korintiërs 6:14 maak my opgewonde. En God het ook die Here opgewek en sal ons opwek deur sy krag. Wanneer word jy opgewek? Die oomblik die Gees van die Here is neem oor my lewe. Jy word opgewek uit die sonde toestand, daai dooie sonde toestand van die kerk lewe. En jy leef in die volheid van God. Efesiërs 1:17-20. Hoe sê die woord? Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heiligheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heiligheid van sy erfdeel onder die heiliges is en wat die uitnemende grootheid is van sy krag wat ons glo. Na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus hem uit die doodheid opgewek het, en hom laat sit aan sy regterhand in die hemel. God se krag. Daai krag. Wat hy steen weggerol. Daai krag. Wat Jesus opgewek het. Daai krag. Is in jou en my lewe. Daai selfe krag. Wat kan ons doen met daai krag? That power. En jy lang gedink. Wat doen ons met die krag? Wat maak ons daarmee? Ek wil sê, kind van God, is nie hier jy. Is nie hier. Is nie net jou mensie. Is nie jou wurmpie nie. Is kind van God. Vervul met die krag, die opstandingskrag.
tot oorwinning in die naam van Jesus. Jy kan dit spreek, jy kan dit sê, jy kan verklaar, sê Here is ek. Ek kan oor die natuur spreek, dan moet dit luister die krag van God wat in my is. Is dit moontlik? Kan ek die natuur aanspreek? Die krag van God? Kan ek omstandighede aanspreek? Ek het baie voorbeelde in my lewe. Ek kon nou die eerste keer ek dit beleef het. Dan kreeg nog best by die gemeente daar. Die Saterdagoggend gaan ons uit vir die sondagsskool met 'n sondagsskool uitstappie. Daai oggend ons in die busie klim te reën dit, van die ouers het gebel sê, gaan ons nog uitstap hou? En ek sê ja. Sê maar, ons gaan nie met hierdie en ek sê, ek ken nie om vir die reën wat nou hier val. Ek vertrou God dat ons 'n besondere dag sal hê hier. En ek sê, Here, ek vra dat hierdie dag 'n besondere dag sal wees vir ons kinders. Amen. Strek weg uit Kreeusdorp, ons ry Johannesburg toe. En hy een groot park in Johannesburg daai jaar. Dus daar kom, skyn die son. Amen. Ons het 'n lieflike dag, die kinders het gejuig, die gejubel. Ry ter Kreeusdorp, die val hier reën. Sien ons het krag en gesag vir die Here vir ons gegee. Daar sal 'n krag vir Jesus in die doodheid opwek. Dis ons deel. Wat maak jy daarmee? Romeine 6:5. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees die aan sy opstanding. Vrydag het ons gehoor, saam met Christus gekruisig. Ek leef nie meer, maar Christus leef in my. En die lewe wat ek nou lewe ek in geloof in die Seun van God wat my lief gehad het. Dis die saak, dis die verskil. Die krag van God en werking in jou lewe maak dit 'n verskil in jou lewe. Wat is die werklikheid van die opstanding? Galasiërs 2:20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Wie glo dit? Aanvaar jy dit, die opstandingskrag, die lewe in Christus, die opstandingslewe, leef ek die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het. Vanoggend stap jy uit, in geloof. Amen. Ek leef. Ek leef. Een van die sangers sing, ek leef, weet nie spes die woorde nie. Maar ek weet, ek leef, omdat Jesus opgestaan. Amen. Gloei dit, leef jy. Aanvaar jy dit. Beleef jy dit. Maak die Here met jou weet. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons sê dankie. Om te weet dat ons weet verseker, ons gaan uitroep, ek leef. Omdat Christus opgestaan het. Ek leef die ou vriend na Jerusalem te gaan. Soek vir die graf, waar lê Jesus? En die graf is leeg. Maar ek weet, hy leef in my. Hy leef in my en deur my. En dit maak die verskil. Wanneer ek tot hierdie besef kom, ek is nie meer vleeslike mens, wat vleeslik redeneer en vleeslik probeer dinge uitredeneer. Hoe is dit dan moontlik dat die graf kan leeg wees? Hoe is dit dan moontlik dat Christus in my geleef? Deur die geloof, deur die vaste vertroue, dat ek weet, Christus leef in my, deur die krag van die Heilige Gees wat saamgetuig, ons is kinders van 'n lewende God, deur die waarheid, die werklikheid van die Heilige Gees krag in my, weet ek leef tot oorwinning in Jesus Christus, en mag dit die deel wees van elke ene vanoggend. Here, is daar iemand wat dalk twyfel het in hierdie oggend, gewonder, is dit moontlik dat hulle vanoggend die versekerheid het, dat hulle die uitstap het, hierdie verseker, ek leef, Christus leef in my,
Sê dankie vir die waarheid, die werklikheid, die egtheid daarvan. In Jesus mooi naam. Amen. Baie dankie, die Here seën u, die Here wees met u. En onthou vanmiddag, as u wou